Abraham avonture, dans met die duiwel, Genesis 13. Ons is besig met 'n reeks oor die lewe van Abraham, 'n man van geloof. In Genesis 12 het God hom geroep en 'n klomp beloftes aan hom gemaak. Hy het gehoorsaam gereageer op God se ingryp in sy lewe en sy gemaksone agtergelaat om God se plan vir sy lewe te volg. Hy het maar min geweet, maar die stap in geloof geneem, deur in elk geval te gaan na die plek wat die Here vir hom in gedagte het. Maar hy het spoedig homself vasgeloop in sy eerste krisis, 'n hongersnood in Kanaan. Dit klink nie of hy vir God geraadpleeg het daaroor nie, en hy besluit op sy eie om Egipte toe te trek, weg van die beloofde land wat God aan hom gegee het. Sy krisis raak groter, met sy halwe waarhede en misleiding van die farao, en so het te verloor hy amper alles wat die Here hom beloof het, land en nageslag en seën. Maar die Here gryp in en ruk hierdie man van 'n dodgy geloof uit sy gemaksone vir die tweede keer en bring hom terug na die beloofde land. Ons lewe in 'n tyd van baie krisisse in ons lewe, waar dinge anders uitwerk as wat ons verwag het. Party mense se probleme lyk baie groter as ons eie. Waar begin 'n mens as dinge rondom jou uitmekaar val of aan skerwe spat? Vir party van ons lyk en voel die lewe na een groot krisis op die volgende een. Daar is soveel wat buite beheer is, dat ons omtrent styer van die een insident na die ander. En dis maklik om swartgallig te word en net die negatiewe te sien. En dalk is dit nodig vir ons om van tyd tot tyd te vra, Here, waar is U in my krisis? Hierdie ding het U nie onverhoeds betrap nie. Wat wil U vir my hieruit leer? Hoekom laat U hierdie ding in my lewe toe? Ek lees van 'n man wat na 20 jaar uit sy huwelik uitstap omdat hy verveeld en gefrustreerd geraak het. Die gras moet groener wees aan die ander kant van die draad. Hy trek uit en gaan woon in sy eie woonstel. Sy vrou was diep geskok en seer gemaak. Sy wou graag die huwelik laat werk, maar meer as dit, sy wou vir God beter leer ken. Vir 20 jaar was haar man die sentrum van haar lewe. Nou dat hy weg is, het sy ontdek dat sy nie haar lewe rondom hom kon bou nie. Vir die eerste keer leer sy dat Jesus Christus die sentrum van haar lewe behoort te wees. Sy maak die keuse om die Here eerste te soek en hom te vra om homself aan haar te openbaar op 'n nuwe manier. Is dit nie vreemd dat God homself meer gereeld openbaar aan ons as 'n krisis ons tref nie? 'n Man wat sy vrou in die dood afgestaan het, het skielik baie meer van God geleer. Dit is asof hy meer geleer het van God in die skaduwees as in die sonlig. God openbaar homself dikwels aan ons tydens 'n krisis. Niemand van ons sou kies om deur 'n krisis te gaan net om vir God beter te leer ken of geestelik te groei nie. Maar ons het selde 'n keuse in die saak. Die oorlog in die Midde-Ooste raak ons almal op een of ander manier. Ons het wel 'n keuse of ons iets gaan leer te midde van die krisis en dit gaan gebruik as 'n geleentheid om nader aan God te groei. Dieselfde ding het met Abraham gebeur, net nadat hy en Sara teruggekeer het van hul mislukte trip na Egipte, om die hongersnood in Kanaan te ontsnap. Terwyl Abraham daar in Egipte was, het hy gelieg om sy eie bas te red. Sy leuns het goed gewerk, totdat God ingegryp het. Toe word Abraham geforseer om die land te verlaat, nadat die farao hom in die publiek vasgetrap en verneder het. Maar hy het weggetrek as 'n baie ryker man as toe hy daar aangekom het. En selfs sy neefie Lot het baie goed daarvan afgekom, sodat hulle baie besittings en vee gehad het. Ten spyte van sy sonde het God hom geseën met groot welvaart in Egipte, en is daar die welvaart wat nou vir hom in die moeilikheid bring. Ek wonder hoeveel familiekonflik ontstaan weens welvaart en besittings. En feitelik elke huwelik pop dit op as een van die stressors. Dikwels is een spandabelrig terwyl die ander een spaarsamig probeer wees. It's weird, all I want to do is hit fast forward and all my parents can talk about is hitting rewind. Ou koeie word gereeld uit die sloot gegrawe en baie van hulle het te doen met geld of besittings of skuld. Ouers probeer gereeld konflikte tussen die kinders uitsorteer om die vrede te handhaaf. Can't you two settle this like adults? Vra die pa.
Ok, see you in court. As dit die enigste manier geword het om konflik uit te sorteer, het die wêreld jammerlik geword. Abraham sou nie daardie probleem van te veel besittings en vee gehad het, as hy binne die wil van God gebly het in Kanaan nie. Al daai ekstra goeders wat hulle vanuit Egipte saamgebring het nou die saad van spanning geword tussen Abraham en Lot se veewagters. Iets moes gedoen word om die groeiende onrus en kwade gevoelens kort te vat. Weer 'n keer word Abraham gekonfronteer met 'n tawwe keuse. Dit was nie 'n morele dilemma hierdie keer nie, maar 'n familietwis wat hy mee te doen gehad het. Die probleem, stryery en gevegte. Ons almal het dit al eerstehands beleef of gesien. Die dogtertjie kon dit later nie meer vat nie. A turtle and a bear can be friends, why can't you two? Sorry about the mess, my parents had a fight last night. Die kinders kan die atmosfeer in die huis maklik optel en agterkom as daar iets aan die broei is. Al verstaan hulle nie waaroor dit gaan nie, beïnvloed dit wel vir hulle erg. Dit gaan nie oor wie die argument gewen het nie, alhoewel dit soms so mag lyk. Het is belangrik om te onthou dat as Abraham nie na Egipte gegaan het in die eerste plek nie, sou hy nie nou hierdie probleem gehad het nie. En dit was sy kompromie en misleiding, wat gemaak het dat hy en Lot nou so ryk geword het, dat hulle nie langer kon saamleef in dieselfde spasie nie. Sy karavaan van slawe, familie en vee het net te groot geword. En die veewagters het met mekaar begin stry en beklei oor waar hulle volgende weiding kan vind. Die Bybel vertel vir ons dat die land nie albei kon onderhou nie. Duidelik het die Kanaaniete en Feresiete die grootste deel van Palestina beheer, wat gemaak het dat Abraham en Lot dalk in die afgeskeepte dele gewoon het. Hulle sou nie daardie probleem gehad het as hulle nog middelklas veeboere was nie. Maar nou dat hulle opbeweeg het op die leer van welvaart, het beide van hulle ekstra spasie nodig gehad. Genesis 13. Van Egipte af het Abraham na die suidelike woestyn getrek. Saam met hom was sy vrou, as ook Lot en almal wat vir hom gewerk het. Abraham was baie ryk. Hy het 'n groot klomp vee, silwer en goud gehad. Hy het rus deur die suidelike woestyn getrek tot by Bethel. Hy het weer by die plek tussen Bethel en Ai gekom waar sy tent vroeër gestaan het. Dis dieselfde plek waar hy destyds vir die eerste keer 'n altaar vir die Here gebou het. Daar het hy na die Here geroep in gebed. Lot, Abraham se broerskind, wat heeltyd nog saamgetrek het, het ook 'n klomp vee en mense gehad wat vir hom werk. Naderhand kon hulle nie meer saamleef nie. Die vee was te veel en die land te klein. Abraham en Lot se werksmense het ook baie met mekaar begin beklei. In die tyd het die Kanaaniete en die Feresiete in die land gebly. Baie van ons dink dat dit beter is om meer te hê. I'm not sure what I want out of life, but I want a lot of it. As ons net meer geld het, of tyd het, of vriende het, dan sal ons gelukkiger wees en meer vrede beleef. Maar dis nie juist die geval nie. Time is the only currency you spend without ever knowing your balance. Use it wisely, het iemand geskryf. Die bekende Fiddler on the Roof lied is If I Were a Rich Man. Dit vertel die verhaal van iemand wat gedink het dat rykdomme vir hom gelukkiger kan maak. En dalk het hierdie ou iets beet. You have 3 currencies, knowledge, time and money. When you need one, use the other 2 to get it. Ons is geneig om ons vreugde op sy te skuif, totdat ons een of ander doelwit bereik het wat ons dink ons behoort te bereik. Werk harder, verdien meer, koop meer, jaag dit na. Geluk lê net so om die draai. Maar wanneer ons daar kom, vind ons uit dat ons net meer begeer. Of dat dit wat ons nagejaag het, glad nie is wat ons gehoop het dit behoort te wees nie. So often we put off our current happiness for some imagined future. We believe we should suffer now, but later, once we've achieved our goals, then we will be happy. Only to find that we're still unhappy. Baie mense jaag 'n verhoging na,
net om later agter te kom dat hulle later by die huis kom, minder slaap, minder tyd het vir huisgodsdiens en die Here en hulle familie in die kerk afskeep. Konflik kan maklik ontstaan as 'n mens te veel het. Wat is jy tans besig om na te jaag wat konflik veroorsaak met jou familie of jou vriende of jou kerk? Hoekom is dit vir jou so belangrik om daardie besitting of beloning te hê? As die Here jou geseën het met baie min of baie goeders, behoort jy dankbaar te wees. Alles wat ons het behoort maar eintlik aan hom, of het nou min of baie is. Die geheim is om te leer om met dankbaarheid te leef met dit wat hy aan jou voorsien het. Het herinner my nogal aan die woorde van Salomo, een van die rykste mense op aarde. Hy het geskryf, jy het nog skaars die rykdom gesmaak of dit is weg. Dit kry vlerke en vlieg die lug in soos 'n arend. Our excessive possessions are not making us happy. Even worse, they are taking away from the things that do. Once we let go of the things that don't matter, we are free to pursue all the things that really do matter. The more you have, the more you are occupied. The less you have, the more free you are, het Moeder Teresa geskryf. God wil hê dat ons tevrede moet wees met sy versorging, selfs in tye van hongersnood en droogte, selfs in maarjare en resessie. Te veel kere hoor 'n mens, as ek maar net 'n groter salaris gehad het, dan sou ek meer tevrede wees. As ek net 'n groter huis gehad het met meer spasie, dan sou ek tevrede wees. As ek net 'n nuwe kar kan kry, dan sal ek tevrede wees. As ek net die regte werk kon vind, of die regte baas kon kry, dan sal ek tevrede wees. As my kinders net meer geluister het na my, of my wederhelft my meer verstaan het, dan sal ek tevrede wees. Ons almal ken die hardheid van die lewe. Daar is stres, daar is teleurstellings. As jy so wag vir al jou probleme om te verdwyn, as jy wil wag om 'n genie in 'n bottel te vind, wat vir jou 3 wense kan gee, voordat jy tevrede kan wees, raai wat, dit sal nie gebeur nie. Jy mag dalk daai 3 wense kry, maar dit sal nie tevredenheid waarborg nie. Dalk het jy 'n groot versoek soos hierdie ouetjie. I'd like a purple unicorn. Be realistic. Okay, I wish politicians would act like adults. You want wings on that unicorn? As ons God net so vertrou wanneer dinge verloop soos ons dit wil hê, waar is die geloof dan? Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Geloof is om veilig te voel omtrent jou toekoms wanneer jou werk in die weegskaal is en jou spaargeldjies op is. Geloof is om geliefd te voel selfs wanneer die een op wie jy jou liefde uitgestort het, jou verwerp. In Genesis 12 het Abraham 'n hongersnood teëgekom tydens sy reis en aangeneem dat God van hom vergeet het. Hy was verkeerd. God wou hê hy moes tevrede wees met sy goddelike voorsiening en hom vertrou om sy hemelse beloftes te hou, selfs wanneer daar nie sigbare bewyse was om dit te staaf nie. Ons geloof word elke dag getoets. Dit gebeur nie net met groot krisisse nie, maar ook in die klein maniere waarop ons interaksie het met ander mense. Abraham neem nou die inisiatief om die groeiende konflik te ontlont. Hy wag nie eers vir die situasie wel erger te word nie. As 'n vredemaker skep hy vir Lot die geleentheid om die eerste keuse te maak oor waarheen hy met sy vee wil gaan. Hy kon aangedring het op sy regte as die stamvader, die hoof van sy clan. Die land was tog syne. Hy het selfs die reg gehad om vir Lot te vertel wat Lot moet doen. Partykeer dring ons so aan op ons regte dat ons onvergenoegd voel as ons nie kry wat ons dink ons verdien nie. Ons kan selfs lelik en knorrig en onplesierig raak in 'n poging om te kry wat ons dink eintlik aan ons behoort. Dit is maklik om verstrengeld te raak in allerlei gevegte, om beheer en mag tot ons moeilike mense word wat ander eerder wil vermy. In plaas daarvan om konflikte op te los, raak ons veel te gou deel van die probleem en is ons fokus om te wen ten alle koste. Soms mag dit dalk beter wees om ons regte op te gee voordat ons siele verloor.
Spanning het opgelaai tussen Abraham en Lot met die heidense Kanaaniete wat hulle dopgehou het. Hoe hanteer jy 'n geskil? Onderhandel jy of veg jy? Om te wen ten alle koste? Of gee jy in? Of sleep jy voete? Of weerstaan jy aktief die konflik? Of ignoreer jy dit of hardloop jy weg? Abraham het sekerlik geweet wat Lot sou kies as hy hom 'n keuse sou gee. Sy keuse was om sy gierige neefie toe te laat om die mooiste, vetste deel van die land te kies. In 'n opname onder getroude paartjies is daar gevind dat finansies die nommer 1 rede is vir argumente tussen mans en vrouens. En dalk het jy dit al agtergekom in jou huwelik. Elke dag word ons blootgestel aan allerlei keuses en party van hulle kan gevolge hê wat lank hou. Soos ons besluite maak, moet ons dalk onsself 3 vrae afvra. Hoe gaan my besluit vir my raak? Hoe gaan my besluit ander mense raak? Hoe gaan my besluit die reputasie van my geloof beïnvloed? As gelowiges hoef ons nie etiese dilemma's alleen in die oë te staar nie, want ons het die woord van God, ons het die raad van medegelowiges, en ons het die inwonende Heilige Gees om vir ons te help om die regte keuses te maak. Ons mag dalk tawwe besluite op ons spyskaart hê, maar ons is nooit alleen of in die duisternis nie. Iemand het 'n paar praktiese tips gegee oor hoe paartjies hulle finansies kan hanteer, sonder dat hulle veg en baklei daaroor. Praat oor jou drome. Kom op dieselfde bladsy. Skep korttermyn doelwitte. Spandeer saam geld op 'n date. Kombineer alles. En werk saam om van skuld ontslae te raak. Skep reëls oor hoe jy geld gaan spandeer. Deel verantwoordelikhede tussen mekaar. Raak gemaklik met kompromie. Raak beter oor hoe jy kommunikeer oor geld. Herken en waardeer die verskille tussen julle. Maar in hierdie storie in Genesis was die probleem dat Abraham en Lot te veel gehad het. Hulle veewagters het nie voorheen gestry en baklei met mekaar nie, totdat die kuddes te groot geword het. Toe hulle nog middelklas veeboere was almal gelukkig gewees. Geld is goed en ons het dit nodig, maar dit los nie alle probleme op nie. Party van die mees ongelukkige mense wat ek ken is mense wat meer geld het as wat hulle weet wat om daarmee te doen. Geld en besittings op sigself is nie boos nie. Die munte in jou sak is nie boos nie. Dit kan gebruik word vir beide goed of sleg, afhangende hoe jy dit spandeer. Maar die liefde vir geld is die wortel van allerlei tipes boosheid. Dit veroorsaak moeilikheid, breek huwelik uit mekaar, verwoes vriendskappe, ruïneer besighede, bring skeurings tussen mense, korrupteer families en verdeel kerke. Wanneer jy te doen kry met 'n Christen wat stry en baklei, moet jy onthou dat die duiwel daarvan hou om verdeeldheid te saai tussen gelowiges en broers. Ons eenheid is 'n groot getuienis in die wêreld wat ons dophou. Die Bybel waarsku ons teen mense wat ander verwoes deur gierigheid, trots, lastering en skindery. As sonde geduld word en nie veroordeel word nie, versprei dit soos kanker en kan dit die hele liggaam beskadig. Daar is tye wat jy jou beginsels hoër moet stel as jou vriendskappe. En liefde moet taai genoeg wees om staande te bly teenoor morele boosheid, veral as dit kom vanaf die mense vir wie ons die liefste is. Corrie ten Boom wat 'n Duitse konsentrasiekamp oorleef het, die volgende waarneming gemaak. When a Christian shuns fellowship with other Christians, the devil smiles. When he stops studying the Bible, the devil laughs. When he stops praying, the devil shouts for joy. Soms kan julle net nie saamleef in vrede nie. Natuurlik moet jy alles in jou vermoë doen om jou probleme op te los, maar partykeer is jou beste net nie goed genoeg nie. Solank as wat ons op aarde sal ons dinge nie op dieselfde manier sien nie. Soms is dit beter om te skei as om gedurig met mekaar te baklei. Dis wat met Abraham en Lot gebeur het. Tweedens, die oplossing was om die land te verdeel. Wat doen jy as jy nie kan klaarkom met iemand nie? Partykeer is die beste ding om eenvoudig elkeen sy eie pad te gaan.
Hoekom sal mens al jou tyd mors met stoom en baklei oor goeters? Dit kan egter beteken jy dinge gaan prysgee. Vir Abraham het dit beteken om 'n deel van sy erfporsie op te gee. Abraham het toe vir Lot gesê, laat daar tog nie spanning tussen ons twee wees nie, en ook nie tussen ons werksmense nie. Ons is tog immers familie, en dalk is dit maar beter dat ons paaie skei. Kies waarheen jy wil gaan. As jy die een deel kies, neem ek die ander. Trek jy na die een deel van die land toe, gaan ek elders, so jy kan kies. Abraham kies om eerder sonder Lot te wees as om in konflik met Lot te wees. Hy weier dat besittings van groter belang raak as sy liefde vir sy neefie Lot. Mense maak tog meer saak as aardse besittings. Ons kan dalk kry wat ons wil hê, maar dikwels verloor ons die persoon in die proses. Thomas Watson, die stigter van IBM, het eendag by vergadering ingestap waar baie van die maatskappy se probleme bespreek is. Op die tafel was daar 'n stapel papiere wat die grootste dreigemente geïdentifiseer het vir hulle toekomstige sukses. Na baie gepraat het Watson oorgestap na die tafel en die stapel papiere van die tafel afgevee sodat die bladsye oral op die vloer beland het. Hy het gesê, daar is nie kategorieë van probleme hier nie. Ons het net een probleem. Party van ons gee nie genoeg aandag aan ons kliënte nie. Toe het hy omgedraai en uitgeloop. Mense maak saak, hulle maak meer saak as besittings of projekte. Hoe lyk jou fokus in die lewe? Is jy meer gefokus op besittings en wat jy in die lewe kan bereik ten koste van mense? Ek wonder hoeveel konflikte opgelos sou word as ons eerder gefokus het daarop om goed klaar te kom met mekaar, om eerder terug te staan, om te keer dat 'n verhouding skade ly. Wie sou die eerste tree gee? Dis hier waar ons Abraham se grootsheid teekom. Iemand moet instap en 'n einde maak aan hierdie nonsens, maar dit sou nie Lot wees nie. Hy was te gefokus daarop om die beste deel van die land vir homself te wil hê. Alhoewel Abraham die reg gehad het om eerste te kies, het hy sy reg opgegee, sodat hierdie konflik eens en vir altyd opgelos kan word. Abraham baseer sy argument op die feit dat hulle tog familie is, en dat daar nie spanning wees nie, ons is tog broers. Die meeste van ons probleme in die kerk met ander Christene sal opgelos word as ons hierdie woorde kan onthou. Ons is broers, ons is familie vir mekaar. Hoe maklik vergeet ons dit nie wanneer ons warm om die kraag raak nie. Partykeer kan selfs broers teenstanders raak en vriende kan vyande raak. Abraham se oplossing lyk na die enigste een wat sal werk onder die omstandighede. Die hele land lê oop vir ons, kom ons skei. As jy regs gaan, gaan ek links. Daar is geen rede om te veg met mekaar nie, want Kanaan is groot genoeg vir beide van ons. Maar op die ou end kon hulle nie langer saam bly nie. Abraham gee vir Lot 'n vrye keuse om die beste deel van die land te kies. Volgens menslike standaarde maak dit nie sin nie. Hoekom sou hy so iets wou doen? Dalk wou Abraham die probleme in vrede oplos, selfs al sou dit beteken dat hy tweede beste kry. Hy was gewillig om op die kort termyn te verloor, sodat hy die vrede kon handhaaf op die lang termyn. Hy het ook geglo dat God in staat is om vir hom te sorg, ongeag wat gebeur. Lot maak ten volle gebruik van Abraham se vrygewige voorstel en dink nie eens daaraan om sy oom die eerste keuse te gee nie. En sy gierigheid begin 'n afwaartse spiraal van sy karakter. Alhoewel Abraham eindig met 'n bergagtige gedeelte, kla hy nie. Hy weet dat God hom sal eer en seën. Abraham het die waarheid ontdek dat in die koninkryk van God dinge anders werk. Die pad op is af. Jare gelede het Bill Hybels 'n boek geskryf met die titel Descending into Greatness. Die idee het absurd geklink. Om voor te kom in die lewe klim jy gewoonlik na die hoogste deel van die piek. Jy kyk uit vir nommer 1. Jy wen deur intimidasie. Jy trek aan so suksesvolle mense. Jy leer die triks van jou beroep en jy bemeester die leierskapgeheime van Attila die Hun. Pragmatiese mense sal enigiets doen om te slaag en voor te kom, selfs al beteken dit om te trap op ander, om onetiese praktyke te gebruik, of om mense te misbruik.
Hulle laat hulle staf hard werk en waardeer hulle nie as mense nie. Hulle behoeftes word gerieflik misgekyk. Om te wen is vir hulle alles. Maar die wêreldse manier en God se manier is heeltemal anders van mekaar. God wys vir ons dat sy pad by Bethlehem begin. Filippense 2 vers 8. As mens onder mense het hy die pad van vernedering nog verder geloop. Dit sou hom uiteindelik by die dood aan die kruis uitbring. Wat 'n vernedering! God het dit egter van hom gevra en hy het die pad van vernedering gehoorsaam en tyd geloop. Die pad opwaarts is af. Ek wonder wanneer ons hierdie eenvoudige waarheid gaan bemeester. Partykeer moet jy verloor om te wen. Dikwels moet jy afgaan voor jy kan opgaan. Die keuse, Sodom of Kanaan. So gebeur het dat Lot enige deel van die beloofde land kan kies. Die noorde, suide, ooste of weste, het maak nie saak nie. Het is soos om die lotto te wen. Die keuse is syne, hy kan kry net wat hy wil hê. Lot het toe rondgekyk. Die Jordaanvallei met sy baie water was vir hom baie mooi. Dit was natuurlik voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het. Dit was so mooi soos die tuin van die Here, of soos die dele naby Soar in Egipte. Lot het toe die hele Jordaanvallei vir homself gekies. Hy het toe sy oom Abraham gegroet en ooswaarts getrek. So het Abraham en Lot se paaie geskei. Abraham het alleen in die land Kanaan agtergebly, terwyl Lot in die Jordaanvallei se groot stede gaan woon het. Na ruk het hy in die buitewyke van die stad Sodom gaan bly. Sodom se inwoners was egter baie slegte mense. Hulle het nie na die Here geluister nie en baie verkeerde dinge gedoen. Genesis maak dit baie duidelik wat Lot se motivering was in sy besluit. Vir Lot het die Jordaanvallei gelyk soos die tuin van Eden. Hy het met glinsterende oë daarna gekyk. Terwyl hy oor die uitsig staar, sien hy groen weivelde vir sy vee, baie plek vir druiwe groei, oop velde vir sy vee en boonop was daar oorvloed water. Dit was nog gewees voordat God Sodom en Gomorra vernietig het. Vers 13 noem egter reeds dat die manne van Sodom boos was. Iemand het eendag gesê dat water meer belangrik is as olie in Israel. Daar is selfs 'n verdrag gesluit tussen Israel en Jordanië, wat hoofsaaklik gegaan het oor die waterregte rondom die Jordaanrivier. Vir eeue het mense geveg en gesterf vir toegang tot vars water in die beloofde land. En Lot maak dus sy keuse op grond van die beskikbaarheid van water. Soos hy en Abraham van mekaar skei, begin Lot afbeweeg na Sodom, terwyl Abraham aantrek na Hebron. Die een man trek oos en die ander een suid. Hulle paaie skei om die groeiende spanning in die kiem te smoor. Dit mag dalk pynlik gewees het om afskeid te neem, maar het vir hulle nodig gelyk terwille daarvan om die vrede tussen hulle te behou. En dalk sou Abraham bly gewees het as Lot eerder gekies het om saam met hom te bly soos 'n seun. Dit mag selfs beter uitgewerk het vir hulle om saam te wees terwille van beskerming in 'n vyandige land, omring deur vyande en morele verval. Wie het die beste deel gekry? Gegrond op uiterlike dinge, lyk dit of Lot gewen het. Hy het die beste deel van die land gekry, terwyl Abraham tevrede moes wees met wat oor was op die bergwêreld. Maar die Bybel voeg dan by dat Lot sy tente naby Sodom gaan opslaan het. Lot het 3 groot foute gemaak. Hy het homself gekies bo ander. Hy het sy beroep gekies bo sy familie. En hy het die onmiddellike kitsoplossings gekies bo 'n langtermyn toekoms. Jy kan nie kompromie aangaan met die bose en skotvry daarvan afkom nie. Jy kan nie in die drein slaap sonder om vuil te raak nie. Jy kan nie met die duiwel dans sonder om die duiwel se prys te betaal nie. Ek sien daar is selfs 'n bier op die mark met daardie titel, Dancing with the Devil. Dit klink dalk onskuldig, maar die neeweffekte daarvan gaan jou dalk meer kos as wat jy wil betaal. Ons is natuurlik heel bekend met die reputasie van die stede van Sodom en Gomorra, alhoewel nie een van ons nog ooit daar was of het gesien het nie. Het lyk of hierdie 2 sondige stede vir Lot aangetrek het soos 'n pleister.
Miskien het hy verlang na die andersheid van 'n stadslewe, nadat hy vir baie maande in tente gewoon het. Eers het hy naby Sodom gebly, en toe later in Sodom. Hy mag dalk nie deelgeneem het aan die stad se boosheid nie, maar hy het die perverse agteruitgang beleef. Deur te kies om naby aan Sodom te gaan bly, het Lot homself en sy familie blootstelling gegee aan grootskaalse morele boosheid. Ek is seker dat as jy vir hom vooraf gevra het, hy sy besluit sou verdedig, deurdat hy sou sê dat dit nie sy intensie was om vriende te maak met die manne van Sodom nie. Hy het maar net daar gewoon, omdat dit die beste land was. Of hy was totaal oningelig omtrent die sondes van Sodom, of hy het nie omgegee nie. Maar as hy nie geweet het nie, het hy spoedig uitgevind, van die manne van Sodom het hulle perverse gedagtes bekend gemaak. Mens kan seker Lot se keuse vergelyk met 'n moderne familie wat Amsterdam of Bangkok of Las Vegas toe trek, nie juist die beste plek om jou kinders in groot te maak nie. Pla die perverse wêreld ons nog, of het ons so gewoond geraak aan al die immoraliteit, dat ons dit nie eens meer raak sien nie. Mark Twain het opgemerk dat die mens die enigste dier is wat bloos, en nodig het om te bloos. Te maklik raak ons afgestomp teenoor die sondigheid van die wêreld. Dalk het ons die vermoë om geskok te word verloor, want ons is dalk net te lank gebruinspoel deur ons samelewing. Lot het deel geraak van die Sodom kultuur. Hy het ingepas, hy het nie uitgestaan aan die sondige praktyke van Sodom nie. Abraham kon vir Lot uit Egipte kry, maar hy kon nie Egipte uit Lot kry nie. Die skade is gedoen. Hoe leef jy vandag in 'n goddelose wêreld? Deur nie toe te laat dat sy houding en praktyke jou korrupteer nie, deur die besoedeling te weerstaan, en deur nie kompromieë met jou oortuigings aan te gaan nie. Dis nie nodig om op 'n straathoek te staan en die wêreld luidkeels te veroordeel nie. Ons is wel nodig om onbevlek te lewe te midde van morele korrupsie. Wanneer nodig spreek ons etiese sake aan. Ons maak ons waardes bekend en ons weier om in te gee deur ons standaarde te verlaag. Maar Lot het weggesak in die wêreld en afgedwaal van God se seën en Abraham se invloed. Morele kompromieë begin altyd met een klein treetjie in die verkeerde rigting. Niemand het ooit die intensie om in sonde te val nie, maar dit gebeur so subtiel dat voor jy weet jou lewe vasgevang is in die web van misleiding en boosheid. Jakobus beskryf die stappe wat plaasvind totdat geestelike dood intree. Nee, dinge wat 'n geestelike stryd in jou lewe veroorsaak is jou eie skuld. Die mens begin aan allerlei verkeerde dinge dink en wil dit dan net doen. Soos 'n kind wat agter 'n skoenlapper aanhardloop, lok die verkeerde gedagtes die persoon al hoe dieper die moeilikheid in. Dan word jou Christendom voor 'n toets gestel. Jy moet kies. As jy kies om op die verkeerde pad aan te gaan, sal jy later nie net oor die verkeerde dinge dink nie, maar dit ook begin doen. En hoe meer jy dit doen, hoe meer sal jy dit wil doen. So werk die sonde met 'n mens. Dit is die pad na die afgrond van God verlatenheid en die dood. Eers het dit begin met versoeking, toe was daar begeerte, toe sonde en uiteindelik die dood. Wat begin het as 'n vlietende gedagte wat nie onmiddellik weerstaan is nie, het uitgeloop op aksie, wat gelei het tot sonde, met die dood as beloning. Versoeking is nie verkeerd nie, dis normaal. As jy nooit versoek word nie, is jy klaar dood. Elke versoeking van die lewe bring jou van aangesig tot aangesig met 'n morele keuse. Of jy gaan ingee, of jy gaan vasstaan en nee sê. Elke keer as jy ingee, selfs net 'n bietjie, raak jy swakker. En elke keer as jy die versoeking weerstaan, selfs net 'n bietjie, raak jy sterker. Elke dag maak elkeen van ons honderde besluite. Die meeste van hulle baie klein en onskuldig. Soos wat om aan te trek, watter pad om werk toe te ry, waarheen om te gaan vir middagete, watter foonoproep om eers te antwoord. Elke besluit wat ons maak is of 'n stap in die duisternis in, of 'n stap na die lig. Jy kom nie waar jy is oornag nie.
Dit vat duisende klein besluite om daar te kom en duisende klein besluite om weer daaruit te kom. Maar elke dag soos wat jy klein treetjies neem na die lig, beweeg jy al nader aan 'n splinternuwe lewe. Eendag na duisende klein treetjies in die regte rigting, sal jy wakker word, omring met God se lig aan alle kante. Waar het Lot verkeerd gegaan? Hy het sy keuse gebaseer op grond van wat hy op daardie oomblik gesien het. Omdat hy nie die ewels van Sodom kon sien nie, het dit hom nie gepla nie, maar sy oë is gevul met begeerte na die groen, welige velde van Jordaanvallei. Hy het verkeerde keuse gemaak en later baie duur daarvoor betaal. Later sou hy alles verloor wat hy gehad het en net ontsnap met sy lewe toe God uiteindelik vir Sodom oordeel. Die nagevolge, God praat weer. Dis opmerklik dat God nie gepraat het totdat Lot die pad gevat het nie. Hoekom is dit so belangrik? Omdat God niks te sê gehad het vir iemand wat die pad van kompromie loop nie. Jy kan of Sodom kry, of jy kan die Here kry, maar jy kan nie albei hê nie. Nou kom die Here en versterk vir Abraham. Na Lot van hom af weg is, het die Here vir Abraham gesê, kyk net 'n bietjie om jou, het hy gesê. Kyk stip in die rigting van die noorde en die suide, die ooste en die weste. En wat jy ook al rondom jou sien, sal ek eendag aan jou en jou nageslag gee. Ek maak jou nageslag so baie soos die stof van die aarde. As iemand die stof kan tel, sal hulle ook jou nageslag kan tel. Gaan loop net 'n bietjie deur die hele land en weet, waar jy ook al kom, ek sal dit eendag vir jou gee. Abraham moes verbaas gewees het oor God se woorde. God spreek sy onmiddellike behoefte aan. Eerstens beloof hy vir Abraham die hele land. Abraham het geglo dat hy sal doen wat hy beloof het. Hy was tevrede met wat die Here ook al op sy pad bring. Dit was nie nodig vir hom om met Lot te veg, net om self die beste deel te kry nie. Tweedens beloof hy vir Abraham dat sy nasate so baie sal wees, dat niemand hulle sal kan tel nie. En derdens moedig hy Abraham aan, om op 'n wandeling te gaan deur Kanaan in die land so bietjie deur te kyk. Want God gee dit alles vir Abraham. Wat beteken dit? Eerstens maak God 'n ewige belofte, dat die Jode of nasate van Abraham in die beloofde land sal bly. Die beloofde land behoort aan Israel. God het as ware die grondkontrak geteken 4000 jaar gelede, en niemand kan dit verander nie. Tweedens vereer God diegene wat hulle regte opgee, omdat hulle vasklou aan God se beloftes. Omdat Abraham nie aangedring het daarop of die beste deel van die land te kies nie, het God dit in elk geval vir hom gegee, en nog ekstra. So wie het gewen? Het Lot gewen? Sover het op hierdie stadium lyk dit op die oog af of Lot gewen het. Hy het immers die beste deel van die land gekry, maar Abraham het God gekry. Jy mag dalk wen in die oë van die wêreld, maar alles verloor op die ou einde. Markus 8 vers 36. Maar vra eers vir jouself die volgende vraag. Wat help dit as al die skatte in die wêreld joune is, maar daar is nie vir jou plek by God nie? Lot het op die kort termyn gewen, maar sy oorwinning het nie lang gehou nie. Abraham het op die lang termyn gewen en die hele land op die koop toe ook gekry, sowel as 'n herstelde verhouding met God. God gee die beste aan hulle wat die keuse aan hom oorlaat. Watter rigting is jou lewe besig om in te slaan? Is dit na God toe of weg van hom af? Is jy soos Lot wat op uitkyk is net vir jouself, of gee jy om vir ander? Hoe hanteer jy interpersoonlike konflik? Waarin of in wie vind jy jou sekuriteit? Wat vertel jou keuses omtrent jou integriteit? As Christene weet ons dat ons God ons eintlike voorsiener is. Ons het dalk nie 'n stuk grond nie, maar ons het 'n persoon. God het sy seun vir ons gegee, hy het gesterf en opgestaan, sodat ons vir altyd 'n plek saam met hom sal hê. Dis hoekom ons tevrede kan wees, ons het hom as ons skat. Vertrou jy die Here om vir jou te sorg? Dink jy hy sal dit reg kry as jy weer terug is in Suid-Afrika?
Glo jy dat God 'n plan het met jou lewe en eendag die pad saam met jou sal stap? Is jy tevrede met wat die Here jou gegee het? Is jy tevrede met sy versorging van jou? Life is a matter of choices, and every choice you make, makes you. Here, ons word voor keuses gestel elke dag. Help ons om eers u wil en koninkryk te soek, voordat ons tot aksie oorgaan. Mag ons keuses wys op wie ons vertrou, en mag ons hart heeltyd na u gedraai wees. Ons lewe vandag in 'n bose wêreld vol morele korrupsie. Maak ons standvastig, sodat ons geen kompromie sal aangaan wat ons geloof sal afwater nie. Amen.